Goeiemôre gemeente. Ek gaan vanoggend vra wie se besoekers dat julle hande vir ons opsteek. Want ek dink julle is meer as ek met my gemeente kon nou nie afkry hierdie jaar en hierdie tyd nie, so ek kan nou nie sendingwerk in die Suidkus en Weskus en Namibië en al die plekke doen nie, maar ook vir ons gemeentelede wat vanoggend ook in skakel en kyk ook welkom ook vir julle vanoggend. Julle weet ons het ons adventkrans wat ons elke Sondag 'n kers aangesteek het wat bepaalde tema verteenwoordig en vanoggend noem ons dit dan die Christuskers wat ons die Christuskers dan aan die brand steek of aanskakel. Julle het ook by die deure die afkondigings ontvang, so julle kyk daarna. Sondagoggend se erediens is gewone tyd 9:00 en dan die nuwejaarsdiens die 31ste is 6:00 die aand, 1800 uur, 6:00 die aand. So vir Sondag wat nou kom is gewone tyd 9:00 en dan nuwejaarsdiens volgende donderdag 6:00 die aand en ons nooi jou ook uit na die geleentheid. As jy 'n kollekte vanoggend saamgebring het, ons sal na die slotsang, kan jy dit uithaal, gaan ons by die deure kollekteer. Dit gaan dan vir ons koskas, ons gemeente se koskas, ons voorsien maandeliks kos aan lidmate van ons gemeente en mense wat swaar kry, so dis waaroor onder andere ons kollekte vanoggend gaan. Ek gaan wag vir julle om in te kom eers voordat ons die klok gaan lui. Goed. So vriende, ek steek dan die Christuskers aan. Dis 'n herinnering waaroor vandag gaan, oor Christus se geboorte, Christus se menswording, dat God nie weg is nie, maar God by ons is. En die woorde van Jesus self, toe hy vir sy disippels in Johannes 14 gesê het, toe hulle vir hom gesê het, maar u gaan nou weg, toe sê hy, maar ek is op 'n ander manier by julle teenwoordig, ek is by julle teenwoordig in my gees, en die gees woon in jou en in my hart. Ek gaan die Christuskers aansteek, blikkies daarna kan ons die klok lui en dan sonder aankondiging ons intreelied dan sing. Dankie Lynn. Stille nacht van vrede onder die Zuiderkruis.
Ons wag net vir die skerm. Die foto volgende is uit die profeet Jesaja, toe hulle uit die Ou Testament beloof het, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir die uitbreiding van die heerskappy en vir vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, van nou af en vir altyd. Nuwe gemeente, vriende, ek groet jou volgende in die naam van God die Vader. Dis God die Vader wat jou en my van alle ewigheid af liefgehad het, wat vir my en vir jou gevorm het, sê Psalm 139. Ek groet jou volgende in die naam van Jesus Christus, God wat mens geword het, wie se dag ons dan nou vandag herdenk, die menswording van God self, wat ook God self is, wat vir ons gekruisig is, wat vir ons opgestaan het, wat opgevaar het, wat sit aan die regterhand van God, wat vir ons intree en wat beloof het, ek kom weer. En dan groet ek jou in die naam van die Gees, die Heer en lewendmakende krag van God, want dit is die Gees van God wat maak dat ek en jy glo en bely. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend 3 lofliedere saam sing. Ons gaan die eerste lied gaan ons net so bly sit oor die goeie tyding, oor die blye tyding, en dan sonder verder aankondiging van my daarna gaan ons lied 349 en 345 gaan ons dan staande saam sing, en dan bly ons staan vir ons geloofsbelydenis. Kom ons sing hierdie lofliedere op hierdie Kersdag. O die goeie tye,
sing die ons prys U in aanbidding, gesalfde en eer. Ons bely ons geloof in die volgende woorde. Kom ons bely dit hardop. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se konings heerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, geleend op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeue. Amen. Jy kan my op plek inneem. Vriende, dit was die geloofsbelijdenis van Nicea, die oudste geloofsbelijdenis wat ons as Christelike kerk saam met die kerk van alle eeue bely. Vandag op Kersdag sal die ortodoksie en die katolieke en al die verskillende hoofstroomkerke en ander kerke eredienste hou, en dit is die geloofsbelijdenis van Nicea, is die belydenis wat die sogenaamde Oosterse Christelike kerk en die Westerse Christelike kerk, ons is nou die Westerse Christelike kerk, die Oosterse Christelike kerk is die ortodokse kerk, die Russiese en die Grieks-ortodokse kerk, en die Koptiese kerke. Dit is die een belydenisskrif wat ons almal in die kerk van die wêreld saam met mekaar bely. En dit bind ons dan op 'n mystieke wyse saam vandag, kerk van die Here Jesus Christus oor die hele wêreld heen. Kom ons bid saam met mekaar. Here, ons Here, hoe wonderlik is U naam oor die ganse aarde. En dan sê die psalmdigter, en dan roep die psalmdigter ook uit, en dan sê ook kinders en suigelinge sal hierdie eer en hierdie lof vermeld. En dan lees ons in die profeet Jesaja dat ook die skepping vul ons lof aan. En dan lees ons in Openbaring dat hulle wat al reeds in U gesterf het, in Christus gesterf het en opgestaan het, is besig om saam met die serafs en die ouderlinge en die mense met die wit klere en die merkteken saam met ons, terwyl ons nou hier op aarde is, U te loof en te prys en te aanbid.
om vir mekaar te sê dat U die enigste God is en die enigste Here is. En dat ons so saam met Paulus wil uitroep in hierdie oggend, voor U sal elke knie buig en elke tong erken, Christus is die Here. Ja, Here, U deur wie alles geskep en gemaak is, vir wie en tot wie alles geskep is. Ons dink aan die gebeure meer as 2000 jaar gelede, toe U gebore is in 'n krib in 'n stal in Bethlehem, God wat mens geword het, God wat een van ons geword het, God wat die emosies en die emosies van die mens beleef en ervaar het. Van pyn, van lyding, van seer kry, van alleenheid, van Godverlatenheid. Here, U verstaan ons as mens. En U verstaan en weet ook wat ons op hierdie dag beleef en ervaar. En daarom kom raak U ons aan in hierdie oomblikke, want Johannes sê vir ons dat Jesus ken ons beter as wat ons onsself ken, as wat enige van ons geliefdes ons ken, of as 'n psigiater of 'n sielkundige. U ken ons beter as enigiemand anders, en daarom weet U en beleef U wat ons op hierdie oomblik ervaar en beleef. En dat ons weet dat U met elkeen van ons as mense op 'n eie Emmauspad, 'n pelgrimstog, 'n pelgrimspad is, en dat U met elkeen van ons 'n pad van geloof stap. My pad en jou pad en ons paaie is verskillende paaie in die geloof. Want ons beleef en ervaar God, elkeen op 'n ander manier. Maar dat ons vandag saamgebind word in die een groot gebeure, God wat mens geword het. God wat uit die ganse skepping vir hom 'n geloofsgemeenskap bymekaar gebring het, sodat ons as 'n geloofsgemeenskap U kan loof en U kan prys en U kan aanbid. Here, dankie vir ons besoekers vanoggend. Hulle wat veilig na ons toe gekom het, wat saam met ons vandag kan eet, kan drink, kan lag, kan huil, saam met mekaar net kan vashou en nader trek, saam met mekaar U te kom loof en prys en aanbid. En daarom nader ons tot die Gees, die Heer en lewendmakende krag van God, wat die woord oopmaak en met elkeen van ons praat op die wyse wat U wil hê ons moet hoor in hierdie oggend. Amen. Vriende, as jy jou Bybel saamgebring het of elektroniese toestel, of hoe jy jou teks en Bybelteks lees, maak oop by Lukas hoofstuk 2. Ons gaan vanaf vers 1 saam lees. Ek het ook die woorde op die skerm afgedruk, en dit is die 2020 vertaling wat ek op die skerm het, en jy kan dit ook volg. En na die tyd kan jy vir my vra, maar François, en nou sit en dink ek ook myself, ek was nou half ongeskik, ek het myself nie eers aan die besoekers voorgestel nie. Ek is François Ester, hy sit een van die dominees in die gemeente, my kollega wat nog met verlof is. Dan kan julle na die tyd vir my sê as jy iets opgeval het rondom die teks. Kom ons lees die teks saam met mekaar. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en die geslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat inskryf. Terwyl hulle daar was,
verskoning, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Hy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib gelê, omdat daar nie vir hulle 'n plek in die herberg was nie. En daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly het en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn. En die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. En toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, verskoning Christus die Here. En dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n hemelse menigte wat God loof, eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie God te welbehae het. En nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem, en gaan kyk wat gebeur het en wat die Here aan hulle bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib gelê het, daar aangetref. En nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor die kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en aan haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat gehoor en gesien het. Presies soos dit aan hulle mee gedeel is. Liewe vriende, gemeente, kykers, luisteraars, dis die woord van die Here. In die antieke tradisie was daar 'n Latynse woord, Lectio Divina, wat beteken het die lees van die woord. En het hulle geglo dat die lees van die woord is al reeds 'n vorm van 'n preek. En miskien het jy vanoggend, toe jy een van die liedere gesing het, of by die aanhoor van hierdie teks, het daar iets in jou hart net wakker geword, of jy het 'n belewenis of ervaring ervaar. Dit is miskien die woord wat die Here in hierdie dag vir jou wil gee, en waarmee jy kan huis toe gaan, en op hierdie Kersdag dan so op daai manier God ontmoet het. Maar ek nooi jou uit om saam met my oor die teks na te dink, en dit wat ek vanoggend met jou gaan meedeel. Liewe vriende, op Kersdag, 'n Kerspreek, het ek al baie gewonder. En ek het gewonder, sê nou jy sou nou vanoggend hier op die kansel gestaan het. Wat is dit wat jy vanoggend sou wou hoor? Want ek glo dat elkeen van ons, en in dieselfde asem kan ek ook sê, ek was ook al toehoorders van Kersboodskappe, en dan het ek vir myself gesê, maar ek sou eintlik graag dit op hierdie dag wou gehoor het. Soos ek en jy vanoggend hier sit, het elkeen van ons tog oor Kersdag en Kersfees, en in die Adventtyd, en oor die Adventgebeure, bepaalde belewennisse en ervarings. En ek het toe in my nadenke tot in aanloop van vandag, het ek vir myself gesê, ek dink wat ek graag in hierdie oggend met jou wil deel, is verhale wat ek in hierdie afgelope tyd gelees het. En liedere wat ek in die afgelope tyd oor nagedink het. Kerklied en sekulêre liedere. Om vanuit dit, en dan natuurlik vanuit die teks van die Bybel, vir jou 'n boodskap te bring op hierdie dag. Terwyl ek vanoggend kerk toe ry, toe sê ek vir myself, en ek ry toe vanoggend maar dieselfde pad wat ek 90% van die tyd kerk toe ry van my huis af. Toe wonder ek by myself,
die mense wat ek verby gaan ry vandag, hoe beleef hulle vandag? Want ek weet, dat toe ek en jy vanoggend opgestaan het, en ek het geen nuusberig eers aangesit nie, weet ek en jy, oor nuusberigte daar buite, geweld en haat en nait en oorlog, dit het nie opgedroog vandag nie. En toe ek vanoggend so aanry, toe is die manne op die hoek van die straat wat altyd daar staan en wag vir 'n moontlike werk. Ry verder en hulle wat slaap, die haweloses, hulle lê 'n bietjie later in want hulle gaan nie weggejaag word daar van die apteek en daai plekke nie, want die apteek is nie oop vandag nie. Hulle lê nog 'n bietjie in. En toe wonder ek by myself, hoe raak hierdie dag hulle? Maar hoe raak hierdie dag ons wat die wêreld sien? En ek het dit half raak gelees in so 3-4 verhale hierdie week. Een van 'n bekende teoloog skryf oor hierdie Kersfeestyd, Stefan Joubert. Hy noem die persoon David, en nou ek weet nie wie David is nie, want die mense het nie konteks, is mos maar 'n kort oordenkingkie. Hy sê David is 'n man wat op krikke rondloop. En ek neem aan, dis 'n swart man. Maar hy het beloof aan 'n arm student, jy kort R200, ek gaan vir jou R200 gee. En skryf Stefan, hy loop met sy krikke na die bank toe, trek die geld, en die laaste geld van hom, en hy gee dit vir die student. En in dieselfde asem sê hy, terwyl hy so op sy krikke wegbeweeg, David, toe stop 'n taxi langs hom, en uit die taxi druk iemand in sy hand R200 en sê, dis vir jou. En dan skryf Stefan Joubert so een lyn, as hy nou dink oor Kersfees, of Kersdag ook, en dan sê hy, vrygewigheid. Ek lees 'n volgende verhaal van Christina Landman, is 'n teoloog van die NISA wat in die VG Kerk is, wat arm gemeentes bedien. En dan skryf sy oor hierdie dag. En dan skryf sy ook van hierdie 2 manne wat gereeld na die pastorie kom. En dan gaan hulle badkamer toe en dan sê sy, bly hulle maar lank wag en dan kom hulle terug. So sy neem aan hulle was en maak skoon. En dit hierdie gebeure herhaal om die hele tyd. Totdat sy agterkom, hierdie 2 manne is gearresteer en sy gaan besoek hulle in die tronk. En sy vra vir hulle, maar hoekom? Toe sê hulle, nee, ons het die gesteelde goedere in jou badkamer weggesteek, so dan gaan haal ons dit en ons elke keer as ons by jou kom kuier. Dan skryf sy, Kersfees is ook vir hulle. Kersfees is ook vir die noodlydendes, Kersfees is ook vir die armes, en dit is wat Jesus in sy eerste preek gegee het, toe hy het Jesaja gelees het. Blinde sien, lammes loop, en die evangelie word aan die hele wêreld verkondig. En een van my gunsteling Afrikaanse skrywers is 'n pastorieseun, en dan sal julle hom dalk herken as ek verder oor sy verhaal begin praat. Hy het 'n pastorie groot geword, hy het al die kerkgoed deurgegaan, die katekese, belydenis van aflegging, en alles wat rondom die kerk is. En toe in sy 20 en 30 en 40er jare, maar die kerk losgeraak, maar stryd met die kerk gehad, stryd seker maar met die dominees van die kerke gehad, en so aan. En hy skryf in 'n artikel wat nou in Netwerk 24 gepubliseer is. Hy sê, eendag besluit hy, maar hy gaan nou weer Kersdag kerk toe gaan. En sy pa was 'n dominee op 'n platlandse gebied. Sy pa is al lankal oorlede. En hy gaan woon die diens by. En hy sê hy kyk so oor die gemeente en dan sien hy breingebrande boere. Hande wat ken van hard werk. Hy kyk so oor die gemeente en dan sien hy
die kinders en die vroue. En dan kyk hy so oor die gemeente en dan sien hy wat hy noem die jongman met sy pink das aan. Hy weet dit is een van die kinders wat in die stad werk met hulle gesin, wat ook nou kom Kersfees vier saam met pa op die plaas en ma op die plaas. En hy sê, hy skuif toe in 'n bank in en voor hom sit 'n familie, 'n boerfamilie, en elke keer as hulle 'n lied sing, dan tel die pa die dogtertjie op en dan kyk sy oor haar skouer, kyk sy na hom. En toe die diens verby is, die laaste slotlied gesing word, sê die dogtertjie hardop vir haar pa, hoekom huil hierdie oomie agter ons die hele tyd in die kerk? En hy skryf toe die volgende, hy sê, miskien kyk 'n mens op Kersdag met meer genade na jouself en met meer genade na ander rondom jou. Hy sê, miskien is dit een van die laaste oorblyfsels en die wonders van Kersfees, hierdie genade vir jouself en genade vir ander. Skryf hy wat baie krities was oor die kerk, wat opeens tref dit, hierdie mense wat hier sit, is die kerk. Die kerk bestaan uit mense. Nou vriende, ek en jy sit vanoggend hier met uiteenlopende belewennisse en ervaring van die lewe. In hierdie laaste 4-5 dae tot aanloop van Kersfees is ook een van ons lidmate oorlede. Eergister breek een van ons lidmate sy femur en spandeer hy dan vandag by die huis. Dit is Kersfees. God se genade in 'n gebroke wêreld. Daarom skryf Okkert Meyer om te sê, die lig vir die wêreld kom nie uit, en dis nou my eie toevoegings, want hy het die preek so 10-12 jaar terug geskryf, kom nie uit Washington, of Beijing, of Moskou, of Parys, of Berlyn, of Tokyo, die sogenaamde G7, G20, nee, die lig van die wêreld kom uit die agterstrate van Bethlehem, waar kind gebore is tydens 'n Romeinse ryk en tydens 'n Romeinse oorheersing as lig vir die wêreld. En liewe vriende, dit is wat my toe laat nadink het oor liedere. Oor God se lig in die wêreld, want kunstenaars het tog 'n manier om die lewe op 'n manier vas te vat. Jannie de Tooy skryf 'n lied vrede uit sy album Palet, dis 'n ou album oor vrede. En dan skryf hy die volgende, sê hy, as ek voor God sou staan, sou ek dringend dit wou vra, Heer, laat ons nie begaan nie, gryp in die verloop, is daar nog hoop? As ek voor hom sou staan, sou ek wanhoopig hard wou uitskree, na soveel stryd, na soveel lyding in hierdie wêreld. Here, gee ons vrede. En liewe vriende, dan kan ons vir Jannie antwoord om te sê, ja, daar is vrede. God het ingegryp in hierdie wêreld in. God het raak gesien in hierdie wêreld. En daarvan lees ons in Exodus verhaal, toe God die noodkreet van gelowige mense gehoor het, uit die diepste nood van hulle lewe, het God hulle gered, het hy hulle uitgebring. Maar wat ek en jy op hierdie dag vir die wêreld verkondig, en wat ek en jy op hierdie wêreld leef, is dat ons leef met hoop, en ons leef met geloof, en ons leef met vrede. Hoekom? Want die een wat gebore is, het gesê die koninkryk wat ek op aarde kom bring het, en die ryk wat ek op aarde kom vestig het,
is 'n koninkryk van vrede, is 'n koninkryk van liefde. En dit het hy weerstaan toe hy begin het met sy bediening op aarde, toe die Satan vir hom alle mag wou gee, en alle koninkryke op aarde. Toe sê hy nee, want my koninkryk is 'n koninkryk van diens, van opoffering, van naaste liefde, van barmhartigheid, van sagmoedigheid, van geloof, van hoop. En dan kom sê Jesus self vir ons, en dit raak dan vir my en jou op hierdie dag, God bring ons as 'n geloofsgemeenskap bymekaar, en dan word die koninkryk van God word dan beliggaam deur mense, soos die skrywer geskryf het, en as jy nuuskierig was, dis Dana Snyman. Word dit beliggaam, God se koninkryk word beliggaam deur my en jou in hierdie dag, en hierdie oomblik, en elke dag van ons lewe. Want God het ons bymekaar gebring om saam te bid, saam te lees, saam te loof, saam te deel, mekaar se leed te dra, mekaar se laste te dra, mekaar se siekte te dra. Dis hoekom God 'n koninkryk op aarde kom bring het, sodat die wêreld kan sien, daar is mense, en dat ons die mens in die wêreld kan sien. En jy ken die bekende lied van Johannes Kerkorrel wat hy skryf vir Hielbrau, en dan verwoord hy in die lied die tafereel van dit wat in die wêreld aangaan, die swaar, die swaar kry en die armoede in hierdie wêreld wat hy vasvat, as hy dan nou sing, gee jou hand, steek uit jou hand. Hy sing oor die weerlose vroue en kinders wat 'n metafoor ook vir mans kan wees, wat 'n sukkel bestaan op aarde vorm. Hy sing oor mans wat ook 'n metafoor vir vroue ook kan wees, wat vasgevang is in die pyn van die lewe, in die uitsig van die lewe, en uitvlugting in middelafhanklikheid daarvan kry. Hy skryf voor dit. Maar dan sê hy, daar is 'n sein, daar's 'n toring. En die sein en die toring wat uitgestuur word, is die lig van Kersboodskap. Vandag is daar vir ons in hierdie wêreld verbore die redder, die verlosser. En terwyl ek so nadink oor die preek, en ek gisteroggend gaan stap, toe kom die eeueoue lied sommer net in my kop op. En ek het gaan kyk, is nie in ons liedboek nie, en ek wil nog vir Charlie gebel het, dis ou Haleluja lied, Bethlehem Ster. Kan julle hom nog onthou? Bethlehem Ster, o wonderlig, heerlik, lieflike gesig. Wyse manne kom van ver, Bethlehem Ster, o lieflike ster. En dan die koor wat opbou om te sê Bethlehem Ster, lieflike ster. Wat doen hierdie Bethlehem Ster? Leidsman, hy bring ons na die leidsman van die lewe. En daarom vriende, op hierdie dag gaan dit om lig. Dit gaan om hoop. Dit gaan om geloof. Dit gaan om verbondenheid. Dit gaan om liefde vir mekaar. Dit gaan om liefde vir die wêreld. En as ons wonder, is dit maar net 'n hemelpastei lied of 'n hemelpastei dag hierdie. Nee. Ek en jy gaan net nou 'n lied saam met mekaar sing wat Gruber geskryf het. En dis 'n lied wat hy gesing het, geskryf het vir sy gemeente. Hy skryf vir Jesus se geboorte. Lig uit die Vaderryk, voor wie die duisternis soeg, die lig tot in ewigheid. En dan skryf hy Gruber nie net oor dit, oor wie God is nie, en oor wie Jesus is nie, maar dan skryf hy oor die gemeente, en die gemeente antwoord, Hemelvors, ons gee ag op hierdie lied. Ons juig, die redder is daar. Die redder is nie net daar nie, die redder is hier. Hy's hier by jou, hy's in my, hy's in jou. En in die kerklied, O Holy Night, sing ons, May the ardent light of our faith guide us to the cradle of the infant, as in ancient times a brilliant star guided the oriental kings there. En toe het ons in Afrikaans dit verwoord, en as ek nou my Afrikaanse teks kan kry, toe skryf ons in Afrikaans oor Heilige Nag, reeds wag die wêreld op die oomblik dat God
sy beloftes gestalte kry. 'n Hoop wat leef in mense harte, die eerste lig wat deur die donker breek. En dan sing die koor, Hosanna, Hosanna, sy vrede breek nou deur. En dan sing ons verder, Jesus ons Heer, U leer ons leef met deernis. U wet is liefde en vrede U wil. U breek die juk van sonde, van skuld. 'n Lied van vryheid klink oor die hele aarde. Ons prys sy naam, besing die Heer se mag. Jesus is Heer, kom prys sy naam. O mensdom, liewe gemeente, dis waaroor Kersfees gaan. Dis waaroor Kersfees gaan. Dit gaan om hierdie lig, die Bethlehemster, wat 2000 jaar later nog steeds die lig en die ster in ons lewe is. Ek het weer fyn die teks te gaan lees. As jy die Matteus teks lees, dan lyk dit asof Herodes en sy bose magte en sy bose planne die lig wou uitdoof. Hy kon nie. Selfs al moes daar aan 'n seentjie sterf. En uit Egipte kom hierdie lig weer. En dan lees ons, en Josef gaan vestig hom in Nasaret, want hy moet, die lig moet Nasarener genoem word. Vandag nog noem die Jode, Christene, Notsriem, wat beteken volgelinge van Jesus Christus. En dan kom die kerkvaders deur die eeue heen en dan vra hulle, wat is 'n Christen? 'n Christen is iemand wat hom of haarself verbind aan Jesus Christus. En in dieselfde asem dan sê ons, as ons onsself verbind het aan Jesus Christus, word ons deur die Gees soos Christus gesalf om diens te doen op aarde. En dan sê die kerkvaders, om myself en my lewe as 'n lewende en 'n heilige offer vir God te gee, om in hierdie lewe te stry teen alles wat duisternis is, en alles te stry wat teen God se ryk is, sodat ek en jy kan bid en loof en uitsing, laat Heer U wil in my lewe en in jou lewe geskied. Ek het so ter afsluiting vir jou 'n klomp skyfies, wat ek probeer verwoord het met dit om te sê, waaroor gaan dit op Kersdag? Gaan dit om dit? Dis by die Verenigde Nasies, waar haat in vrede verander. Waar ISIS in Syrië 'n kerk se kruis afhaal en dit met 'n ISIS vlag vervang, en dan op die regterhand kan ons sien hoe die kruis herstel en gebou word, en regs op die volgende skyfie is die Wilhelmkirche wat vernietig is in die Tweede Wêreldoorlog en net langsom die nuwe kerk gebou is. In Berlyn op 'n Kersmark jaag mense in 'n skare in, en dan kan jy kan lees wat op die ding staan nie, wat sê die lig sal die duisternis oorwin. En hierdie skets wat ek het vir jou is die Bell Rock Lighthouse. Jy kan dit gaan Google. Jy kan so 2 minute lank kan jy na dit ook gaan kyk, of 2 ure, hang af hoe lank jy wil kyk daarna. In 1807 tot 1810 bou Stevenson hierdie ligtoring, want 'n klomp skepe word gestrand. Daar is net 4 ure per dag wat hulle kon werk. Hulle werk van 1807 tot 1810 om dit te voltooi. Want met hoogwater gaan die Noordsee terug, en dan is daar rots wat skyn, wat openbaar is, en net vir 4 ure per dag. Dis hoekom dit 3 jaar gevat het om die plek te bou. In 1811 word die ligtoring voltooi,
en weerskaats hy 'n 35 myl lig om mense te waarsku. Die motief. Christus sê vir Petrus, jy is die rots op wie ek my kerk bou, op my woord, op my gesag. En dan die krib in Bethlehem wat hulle sê waar Christus gebore is, waarby ek self so 2-3 jaar gelede was. Liewe vriende, wat bring vandag vir jou hoop op hierdie dag? Ek dink wat jou hoop op hierdie dag bring, is 'n stuk nostalgie. Ja, ons kan huil, ons kan dink aan ons geliefdes wat gesterf het, alles het lank terug, vasgeloopte families of wat ook al. Maar geloof en hoop en liefde vernietig alles in hierdie lewe wat negatief is. Want dis die Kersboodskap. God se ryk triomfeer. Boodskap op hierdie dag is gaan huis toe met 'n ligte hart en 'n ligte gemoed. God leef. Hy leef in my. Hy leef in jou. En daarom noem ons onsself Christen op hierdie dag. En dit is skaam om vir die wêreld te sê, Jesus is die Here nie. Amen. Kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, toe die skaapwagters die boodskap hoor hulle vrede op aarde vir die mense in wie U 'n welbehae het. Ja, Here, ons weet dat Johannes vir ons sê dat toe U mens geword het, was dit vir die kosmos, die wêreld, vir almal. Maar die sin van Kersfees en die sin van die menswording het in diepste net sin vir gelowige mense, omdat die gelowige mense weet waaroor dit gaan. Gaan om God vir ons, God se liefde vir ons, God se genade vir ons, maar ons as gelowiges weet ook, God laat sy seën en sy lig en selfs sy reën oor hulle kom wat nie glo nie. Dit is ook die boodskap wat ons hoor op hierdie dag. Here, daarom wil ons op hierdie dag bid vir die instansies wat instaan vir Christen mense, sodat ons op hierdie dag Kersfees kan vier. Ons bid in besonder vir die weermag en die polisie en die hospitale en hulle wat noodsaaklike dienste op hierdie dag moet verrig en nie by hulle familie en vriende kan wees nie. Dankie Here dat hulle in ons plek kom staan. Maar Here, op hierdie dag wil ons bid vir die kerk van die Here Jesus Christus deur al die eeue heen. Dankie Here dat U U kerk in stand hou en dat ons kan weet dat die kind wat gebore vir ons is, dat hy boodskap net so waar is vandag 2000 jaar later. U is Immanuel, God by ons, God met ons. U is God vir ons. Ons is U beelddraers. Ons behoort aan U. Ons wy ons lewens aan U. Omdat ons in U die lig gesien het. En ons wil gaan leef vanuit hierdie lig. Amen. Vriende, soos ek gesê het, gaan ons by die deure ons dankoffers opneem. Namens myself en Ingrid en ons familie, elkeen van julle familie en uitgebreide familie en almal wat kyk en luister, wil ons aan julle geseënde Kersfees en 'n Christfees vir hierdie dag ook toe bid. Kom ons staan met ons slotlied.
Spreek van die seën, sing ons vonk 3 en 4, dit gaan om die lewe, dit gaan om die viering van die lewe. Liewe vriende, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here God verhoor ons gebede, God gee vir ons sy vrede, mag ek en jy elke dag vanuit hierdie vrede van die Here Jesus leef, met hoop, met geloof en met liefde. Kom ons sing vonk 3 en 4. Wonderlike dag vir jou verder. Dankie dat jy hier was vanoggend en saam met ons die diens kon doen. Baie dankie.